Hallelujah. For the Lord. Hallelujah. For the Lord. You are so holy, Jesus. And Father, we bless your holy name. You are so holy. For the Lord is here. We give thanks for the Lord is here. And where Jesus. And where. Hallelujah. Hallelujah. Is Hallelujah. Father, I give thanks for the glory. Hallelujah. For the Lord is here. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. I bless your wonderful name. Hallelujah. Hallelujah. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are holy, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, mighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, I bless your Hallelujah. holy name. I worship you, Nou die Jesus. Here is groot I dierbaar. bless you, Father. Daar is niemand soos hierdie Here nie. Hy is die geloofwaardige God, die oppermagtige. Hy is die gewer van lewe, die God van hierdie heelal. Halleluja. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy's wakker agter sy belofte. Halleluja. Prys die Here. Nou dierbares, laat my toe vir oggend prys die Here. Om te groet die Gees van God. Ek groet ons herderspaar vir oggend. Pastor Hilton de Bruin en Juffrou Maggie de Bruin. Ek groet die evangeliste, die diakens, ouderlinge vir oggend.
die moederluister om haar kindie, die band vanoggend, wat ons so lieflik begelei. Prys die Here. Daar is nie 'n ander naam vanoggend nie, dierbaar. Maar dit is die naam bo alle name. Die naam wat redding en die naam wat verlos. Halleluja. Dierbaar is vanoggend, prys die Here, gaan ek in die begin. In die begin, prys die Here. Genesis 1, die 2de vers. En dan Genesis 2, die 7de vers. En dan gaan ek nog 2 gedeeltes lees, prys die naam van die Here. 2 Korintiërs 2, 14 en 15 en 2 Timoteus 3, die 16de vers. Prys die Here. Nou die eerste gedeelte, prys die Here. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God het gesweef op die waters. 2 Korintiërs 2, die 14de en die 15de vers. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons almal versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Dan lees ek 2 Timoteus 2 Timoteus 2, die 3de hoofstuk van 2 Timoteus 2, die 16de vers. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dit is die woord. Prys. Om ons sluit ons oë. Vader, dit is die voorgelese woord. Ek bid vanoggend, Here Jesus, dat U hierdie woord sal seën. Here, die letter vanoggend, Here. Here, die letter is dood vanoggend. Here, maar laat U woord gestalte neem vanoggend. Here, ek wat die prediking van hierdie woord is, Here. Here, ek predik eers vir myself, Here, voordat ek vir hierdie volk predik. Trek nou 'n laar rondom ons, Here. Bid dit in die naam van Jesus, met baie danksegging. Amen. Nou dierbaar is die eerste gedeelte wat ek gelees het. Prys die Here. Ek gaan hierdie woordtitel vanoggend. Die asem en die wind van God. Prys die Here. Halleluja. In Genesis 2, prys die Here, het God die mens gemaak. En omdat die skrif ons leer, die 6de vers, na die skepping van die heelal, het daar geen water op die aarde geval nie. En God in sy grootheid het gebesef, sodra dit begin reën, prys die Here, gaan daar plante uitspruit uit die aardbodem uit. Maar God het in sy almag gebesluit voor dit. Het God 'n woord gespreek en daar het mis uit die aardbodem uit opgekom
en die oppervlakte benat. En onderwyl die oppervlakte benat was, het God die grond gevat en die mens geformeer. Onderwyl hy die mens formeer, het hy sy asem, die lewensasem, aan die mens geblaas. Prys die Here. Die Hebreëse woord vir asem beteken die ruach van God. Halleluja. God het die ruach aan die mens geblaas. En onderwyl die mens opstaan, 'n lewende wese, het God gespreek, 'n woord in die atmosfeer. En daar het plante uitgesprei. Halleluja. Prys die Here. God het die Gees wat lewe, sowel as nuwe lewe, het hy in ons gebring. Ons is nie per toeval hier nie. Ons is nie per toeval hier nie. God het vir ons gemaak. As ek onder korreksie moet praat, ons as die lewende wesens op hierdie aarde, dit is waaroor die uitspansel eintlik gaan. Ons is geplaas as die rentmeesters op hierdie aarde. Ons het totale autoriteit by God gekry om te heers oor alles wat hy geskep het. Dit wat onder die water is, dit wat bo op die aarde en dit wat self in die lug beweeg. Halleluja. Ek het nou een aand het ek so 'n voorstellingkie gemaak. Prys die Here. En as ons kyk in die natuur, dan lyk dit soms soos per toeval. Maar dit is deel van die handewerk van God. Wanneer voëls vlieg hulle in 'n V-formasie. Daar is 'n rede hoekom dit gebeur. Wanneer die een wat voor is, moeg word, dan kom hy agtertoe. Nou vra iemand, wat is die rede? Hulle dek 'n groter afstand, kan hulle dek as wat een voël vlieg. Prys die Here. Een voël gaan moeg word, maar meer as een gaan die afstand behaal wat hulle wil behaal. Prys die Here. Halleluja. God se skepende asem, wat sy woord gepredik het, of sy woord gespreek het. Halleluja. Het ons in hierdie lewe geroep met 'n doel, dierbares. Jy het 'n doel, maar daar is 'n eindbestemming. Halleluja. Ons kyk na Job, prys die Here. Job se begin. Ja. Job se is nie so sterk so sy einde nie. Halleluja. Prys God se naam. Halleluja. Wanneer ons opnuut gebore word, blaas God sy asem in ons in. In ons in. En ons word nuut gebore. Ons het nou, as ek kyk, nou so 'n paar weke terug, het ons mense deur die wedergeboorte gesit. Jy staan op die oopwal van die oseaan. Jy weet nie wat vir jou wag nie. Maar sodra jy in hy oseaan instap, dan beweeg jy in 'n ander dimensie. Prys die Here. Daar's Evangelis Mervin. Prys God se naam. Ons stap nie net daarin omdat ons moet daarin stap nie. Maar ons weet wat daar binne gebeur. Prys die Here. Ek het nou die dag toe sê ek mense praat van die geestelike riem. Prys God. Weet jy? Die geestelike riem. Dit is die oorlogsone van die duisternis. God sê my stryd is nie vleeslik nie, maar is in die magte. Ek prys U.
Halleluja. Kom ons gaan verder, dierbares. Kom ons gaan verder. Ek het mos so 'n kort skrifgie gelees nou vir julle. Ons gaan nou vir julle net so 'n verduideliking gee wat binne in hy kort skrif, die konteks van hy skrif. God sê die hele skrif is deur my geïnspireer. En die waarde wat daarin is, dierbaar, is baie groot. Punt nommer 1. Die Heilige Gees is altyd binne in jou. Jy het nie nodig om die Gees van die Here te soek nie. Die Gees vind vir jou. Jy dink die Gees vind nie vir jou nie. Soos ek nou hier praat, is ek vol van die Heilige Gees. Prys die Here. Maar ek weet, dieselfde Gees vanoggend werk in Suster Lorraine. Halleluja. As nie 'n ander Gees. Job 33. Job 33 vers 4. Maak op julle Bybels dierbaar, lees julle vir Job. Ek gaan nie praat nie, lees. Job 33 vers 4. Prys die Here. Halleluja. Prys sy naam. Nou die skrif sê die Heilige Gees verlang na intieme verhouding met ek en u. Nie oppervlakkig dierbares. Hy wil intiem met jou verkeer. Intiem bedoel ek. Ek bedoel as ek sê intiem, as jy net jou baadjie vry weet. Hy wil in jou binneste inkom. Die hart van die mens is bedrieglik bo alle dinge. God sê ek is nie 'n aannemer van persoon nie. Maar ek kyk vanoggend na die opregtheid van die hart van die mens. Dit is die plek waarna God kyk. Was dit die dag toe preek, ek sal nooit uitvoer. Don't sit up. Your own soul. Halleluja. Baie keer dan dink jy, hoekom? Ek is hier om my sou op te sit. Ek sê wat die Here sê. Prys sy naam. Die Heilige Gees nooi jou voortdurend om volwasse te word. Kom ek vat julle terug. Pas het gesê, nie almal is hemel gereed nie. Nie almal is hemel gereed nie. Is almal volwasse. Onthou, daar is verskillende kriteria vanoggend waarin jy kan beweeg om volwassenheid te bewerkstellig. Ek kan sê ek maak my kinders groot omdat hulle is kinders. Ek is volwasse. Dit is reg. Maar God, die Heilige Gees, wil hê jy moet volwasse word. Word volwasse, dierbares. Sodat jou Christelike lewe ook volwasse, die volwasse stadium kan bereik. Baie keer dan kom ons kerk toe, dierbares, om in die bank te kom sit. Jy gaan hier uit, net so jy hier ingekom het. Maar ek sê vanoggend in die naam van die Here, dit sal nie weer gebeur nie. Ek wil jou vanoggend 'n ding wys. Ek leer dit vir jou vanoggend. Ek wil hê jy moet vir my mooi hoor vanoggend. Die Heilige Gees oortuig jou van jou sondes. Nie ek nie paaste nie die evangeliste nie. Die Heilige Gees oortuig jou van jou oortredinge. Maar hy vertroos jou ook. Die Heilige Gees wil hê ek en u moet by die punt kom om die waarheid
aan te neem, die waarheid aan te roep, sodat jy, wanneer die Gees vir jou aankla, en hy vertroos jou, want jy bely nou, dan vertroos die Gees jou weer. Prys die Here. Jy moet kan kommunikeer die waarheid van die woord van God. Dit is wat die Gees doen. Hy praat met jou. Nie onderwyl jy miskien hier sit nie, maar wanneer jy alleen in jou bidkamer is, dan kommunikeer die Gees. Hy's in jou, hy's rondom jou, hy's oral waar jy is die Gees. Want die Gees van God is die asem wat God in jou geblaas het. Kan hy jou verlaat? In die Ou Testament, kom ek sê vir julle vandag 'n ding dierbaar is. In die Ou Testament was die Gees vaardig op die apostels en op die profete. Maar die Gees van God het nie permanent in daai persoon gebly nie. Maar toe Jesus na die aarde toe kom, toe beloof hy, ek sal vir jou iemand stuur, om jou te troos, en om jou te lei. Halleluja. Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Gees. Halleluja. Het jy in 'n taal wat jy nie gewoond is aan nie. Prys God. Dit is wat die Gees doen. Die Heilige Gees gee jou krag en oortuig jou wie Jesus werklik was. Nee? Nou wil die Heilige Gees hê, jy moet die kerk dien en sy genade en die waarheid oordra aan hulle wat gered is, maar ook hulle wat ongered is. Hoekom stagneer jy? Waarom stagneer jy? Is omdat jy nie 'n verhouding het met die Heilige Gees nie. Dit is hoekom jy stagneer. Die skrif sê, onderwyl jy stagneer, dan moet jy ryk. Die dood is baie naby. Prys die Here. Heilige God, hy is 'n waarmaker van sy woord. Weet julle wie is die Parakleet? Die Parakleet is die Gees van God. Halleluja. Daar's 'n lieddigter wat ons baie sing. En die lieddigter sê, hy is die bewaarder van Israel. Die lieddigter sê, hy is wonderbaar. Die lieddigter sê, hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die trooster. Die Parakleet. Die wandel deur die Gees versprei 'n lieflike geur. En wanneer ons in hierdie geur beweeg, word ons lewend deur die Gees. En nou sê hy, ons ruik ook na God. Dan sê hy, die aroma van die lewe deurdring alles en almal. Soos Suster Patrice beweeg met die Gees van die Here, en sy skei die geur af vanoggend. En die aroma van die Here
omvul vir Suster Patrice vanoggend. Gaan sy mense wegstoot? Nee, die Gees van die Here is hier om jou aan te trek. Halleluja. So dierbaar is, kom laat ons die Here dien in opregtheid en in waarheid. Dit is net 'n klein stuk. Maar ek wil hê vanoggend, wanneer die Gees oor jou kom, beheer die Gees. Beheer die Gees. Sodra jy die Gees nie kan beheer nie, jy gaan jou verongeluk. Jy gaan jou verongeluk. God sê vanoggend, ek is die parakleet. Ek is die God wat jou vertroos. Ek is die God wat jou lei in opregtheid en in waarheid. Die gesegde sê, 'n ware getuie red lewens. Sodra jy in die waarheid staan, dan gaan die Gees oorneem. Prys die Here. Op 'n môre dan kom ons hier in. Dan verstaan ons nie vir evangelist Ridwan de Bruin nie. Dis 'n ander dimensie. Ons moet toelaat dierbaar. Ons moet toelaat. Baie keer dan is hierdie diens so vaardig dierbaar. Dan sit julle hier, maar julle gewaar niks nie. Jy stel nie belang in dit wat rondom jou gebeur nie. Maar die Gees van die Here is binne in ons. As Suster Patrice onder die krag kom, dan moet ons almal dit kan voel. Because hy is deur een Gees, deurdronge. Op 'n latere stadium dierbaar is, gaan ek hierdie gedeelte verder vat. Prys die Here. Soos wat God dit in die pyplyn vir elkeen van ons het. Vat ons dit verder. Ek wil hê ons moet weet met wie ons te doen het, dierbaar is. Ons moet weet, dierbaar is. Hier speeltyd is verby, dierbaar is. Jy kan nie nog met die vyand 'n ooreenkoms wil aangaan as jy die Gees van die Here het nie. Ons beweeg nie meer in die Ou Testament nie. Ons is in die Nuwe Testament. Die Gees is permanent binne in jou. So ons moenie die Gees soek nie. Prys die Here. Dierbaar is, ek is klaar. Prys die Here. Ek is klaar. Kom ons staan, dierbaar is. Kom ons staan vanoggend. As daar vanoggend iemand is wat hom of haar wat vanoggend voel, hy of sy het gebed nodig. As die Gees vanoggend met u gepraat het, kom na vore. Dit het tyd geword dat ons nie meer op die een of op die ander se skouer moet kyk nie. Dit is 'n persoonlike saak tussen jou en God. Die Bybel sê, daar is een ding wat God vir ons nooit oor sal vergewe nie. Dit is wanneer ons die Gees van die Here bedroef. Kom, laat ons by die punt kom. Halleluja. Kom, laat ons by die punt kom vanoggend. Is daar iemand vanoggend wat sê vaarwel wêreld, maar gee vir my Jesus? I faced the mountain that I never Was daar faced iemand before.
We gaan dit nog 'n keer doen. Is daar iemand vanoggend wat sê vaarwel wêreld, maar gee vir my Jesus? Lord, please hear my prayer. Nog 'n laaste keer. I need you. Moet ek vir jou kom uithaal? I'm not ashamed. Moet ek vir jou kom uithaal? Moet ek vir jou kom uithaal? Sometimes it takes a mountain. Moet ek kom? Halleluja. Sometimes Is daar iemand? troubled sea. Is daar iemand? Is daar iemand vanoggend? Sometimes it takes a day. Moenie rondom jou kyk nie. Moenie rondom jou kyk nie. To get Regverdige a kans. hold Regverdige of geleentheid. me. Prys die Here. Halleluja. Lord, your love is so much much stronger Halleluja. than whatever troubles me. Jesus. Sometimes it takes a It takes a mountain mountain sometimes. to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. But your love, Lord, your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes